Goeiedag julle en baie welkom by my eerste leefstyl video. Ek het al so lank gedink om so iets te begin en ek het gedink dat dit nou die tyd is vir so iets. Ek het soveel stories en verhale wat ek met julle wil deel en kan deel, dat ek gedink het dat hierdie die ideale, perfekte platform gaan wees. My doelwit met hierdie video's gaan wees om ander te kan help. Om sommer net meer van my besighede te vertel, om te gesels oor dinge wat snaaks gaan wees, dinge wat positief gaan wees, en sommer net goed wat mense se hartsnare gaan roer. En ek hoop dat ek sommer baie kykers gaan bykry, en deur almal van julle gaan ons sulke goeie kennisse opbou, so ek sien baie daarna uit. Ek wil graag begin deur vir julle 'n bietjie meer van myself te vertel. Ek is Ricky dos Santos, en ek is van Mosselbaai. Ek is nou so 6 jaar hier. Oorspronklik gebore in Pretoria, maar nee dankie, ek wil nie meer in daai plek bly nie, ek sal dit nooit meer kan uithou nie, so ons is baie bevoorreg om by die mooi see te bly, dis 'n paradys hier. Ek was in Eva Odendaal skool, dit is waar Joos van der Westhuizen en sy broer ook skool gegaan het, en ek, by the way, ek is 'n blou bol. Nou ja, voordat ek sit waar ek vandag sit met Perfect Hair en my ander besighede, wil ek julle so bietjie terugvat in my wêreld in. Ek het, soos ek sê, ek was gewoond aan besighede en dit het goed gegaan met my, die Here het my gebless, en met baie oordeelsfoute met myself het ek mans oordeelfoute gehad, en ja, dit het my duur te staan gekos. Ek het basies weer van voor af moes begin werk het. Vir die eerste keer amper in my lewe het ek vir 'n baas moes gaan werk, en ek was housekeeping manager by 'n hotel. En ek is tot vandag dankbaar vir daai man wat my 'n kans gegee het. Ek sal nooit vergeet nie, ek het maar R5000 'n maand gekry en ek het uitgekom met daai geld. Ek het 'n woonstel gehad, ek het alles kon doen, net. Maar dit het vir my geleer dat 'n mens moet waardeer as dit goed met jou gaan. So het ek besluit, ek kan nie vir 'n baas werk nie, dit is nie my lewe nie, en ek wil nie vir altyd net 'n salaris kry nie. En so het my nuwe besigheid idee by my opgestaan, en ek is 6 jaar daarna, kyk ek nie terug nie. Maar daarvan gaan ek julle definitief 'n volgende keer vertel, van hoe dit begin het. Ja, en intussen was ek het ook 'n draai gemaak, ek is saam getoer met Medical Rounds. Dit was vir my 'n baie opwindende storie, in karavane, ek is hierdie lady, maar ek het alles so lekker gehad, my eie stort, my eie toilet, alles was verskriklik gerieflik. So ja, ek het mense leer ken, dit was vir my baie opwindend, en dan het ek ook hotelle en kroe gehad, glo dit as julle wil. Ek het regtig al die beroepe beoefen. Maar wat ek nou doen, is ek gelukkig, en ek is tevrede daarmee, en my lewe is my baie opwindend. Ek het van jongs af, het ek besluit, 'n gewone werk is nie vir my nie. Ons is 5 kinders gewees, en my ma, ek sal nooit vergeet nie, sy het altyd gesê, julle moet vir die staatsdiens gaan werk, want kyk, daar kry jy pensioen, en jy het voordele, en jy het 'n vaste salaris en alles. Nou, my broers en susters was so, dit was departement van onderwys, en die ander een was in die weermag, en die ander een is in die gevangenisdiens, en ja, toe kom ek die jongste, en ek besluit, dit is nie my doel daai nie, ek gaan nie daai rigting nie. Nou ja, ek het in die verkoopwêreld ingegaan, bemarking gedoen, ek sal nooit vergeet, ek was baie jonk, toe vertel ek al vir die mense, ek is ouer, net om 'n pos te kan kry, en ek het die pos gekry, ek was in 'n bestuurspos op 'n baie jong ouderdom, en dit was maar ek wil altyd die ander dinge doen, die onbekende, die meer uitdagende ding. So ja, ek is in verkoopswêreld vir jare, en ook baie jong ouderdom my eie besigheid begin. En dan wil ek ook vir julle sê, moenie dink ek het ooit geld geërf nie, ek het met niks begin nie. Ja, dit is 'n baie storie vir 'n ander dag, ek gaan julle daarvan vertel. En so het ek begin in die besigheidswêreld, en ek was in hotelbedryf, en ek was in die skoonheidsbedryf, en ek het alles gaan uitkyk en uitleef. Dit is nou basies oor my beroepe, en wat ek gedoen het, en ja, my persoonlike kant van die sy, ek is nou 2 jaar terug geskei, 'n baie hartseer storie gewees, maar ja, ons kyk vorentoe. Ek kan nie sê ek is 'n perfeksionis nie, want ek is nie baie regtig 'n perfeksionis nie, maar ek hou van dinge moet reg wees. Ek hou daarvan om met mense te gesels, ek hou van mense se
drome te luister. Mense wat regtig drome het wat hulle wil bewaarheid. Dit fascineer my baie omdat ek so mense is. Ons het baie arm groot geword. Ons het 'n ma alleen gehad. Sy was 'n verpleegster en ek was nou maar die jongste, so ek het die lekker dele gehad. Maar as ek so na my susters en my broer geluister het, dan het hulle vir my vertel dit was maar swaar tye. En dan kan ek terugkyk en besef dat ons het hierdie wonderlike ma gehad. Ek het nou nie die pa figuur gehad nie. Ek was 7 toe kry ek 'n stiefpa. En ja, dit was my baie vreemd om 'n mansfiguur in die huis te hê. So wat ek wel kan sê is dat my ma ons baie trots groot gemaak het. Te trots partykeer, want sy was hierdie vrou wat net geglo het niemand anders kan vir haar beter as haar kinders gee as sy nie. Ek het altyd gesê my kinders moenie so streng groot gemaak word soos wat ons streng groot gemaak is nie. So ek het 3 seuns waarvoor ek baie lief is. Ek het sommer klomp kleinkinders, ek het 5 kleinkinders. En ja, hulle hou my lewe vol. Ek sal nooit vergeet ek het 'n kroeg gehad en ek het self nooit pool gespeel of die kroeg ding gedoen nie. En toe begin ek, as ek stok gaan vat of so, dan het die baardie altyd vir gesê, ag kom skiet 'n paar balle saam met my. En so het ek ontdek, moenie glo nie, maar ja, dat ek nogal goed is in 'n ballgame. Ek het begin speel en ek het daarvan gehou en ek het gegaan en ek het my Noord-Vrystaat klere gekry in pool speel, glo dit of nie. En toe is ek ook gekies vir die SA span, waar daar ook toe nou weer eens 'n manlike probleme was. Mens sal dink ek is anti-man, maar ja, wat ek toe nooit na die SA's toe gegaan het nie. En ek is natuurlik baie lief vir hengel. Jare terug as kind kon ons nie gaan visvang het nie. My ma het nie gehou van riviere, damme en dale nie. Jy het dit net nie gedoen nie. En toe ek getroud is, toe het ek in 'n familie getrou wat mal is oor visvang en kamp en dit was vir my leer, hoor. Ek het elke oomblik geniet. En ons het op paaie gery waar daar nie paaie is nie. Ek kan nooit vergeet my skoonpa het sommer paaie gemaak, in die bosse gery, hulle eie paaie gemaak, daar in Rustenburg by die wat was dit, die Klipdrifdam dink ek. Nou ja, en so het ek ook begin visvang. Ek kon nooit die perd vir 'n plat slaan nie. Dit was altyd 'n ding. Ek het gegril vir die paddatjies en alles, maar so het ek begin en glo my ek het my Noordwes klere gekry in hengel. So ja, dis nogal vir my baie interessant, al die dinge wat ek beleef het en gedoen het. Maar dit is wie ek is en ek wil graag hê julle moet my leer ken vir die mens wat ek is en waarvoor ek lief is. En glo my, julle gaan baie verhale nog hoor. Ek en my suster is soos 'n boesemvriendinne. Sy is soos my ma, my suster en my beste vriendin. Ons kan, party mense kan hulle verkyk aan ons, want ons kan partykeer lag. Ons kan vir mekaar net kyk en giggel ons. So ja, dit is baie goed vir 'n mens se gees en liggaam. Ek en sy is natuurlik lief. Ek sal partykeer hier uit my kantoor uit vir haar sê, luister ek bel haar. As ek van pak jou tasse ons ry, dan moet sy weet nou gaan ons iewers heen. En sy praat ook nie terug as sy pak het want sy ken my al goed. Dan sal ons sommer net vir 'n week iewers heen gaan. Partykeer bespreek ons voor die tyd, ander keer besluit ons net kom ons kyk waar van die kar ons. So ons is baie lief om plekke te sien en nuwe dinge te gaan beleef. Ja, en sy is nogal sy het 'n baie goeie hoe kan ek sê, opgewonde gees in haar. Sy kan 'n mens laat lag sonder jy kyk net vir haar. Ek was altyd een wat gesê het, ek hou nie daarvan as mense so baie tattoos het, hoekom krap hulle op hulle self? En toe wil ek so graag 'n tattoo hê en sy het my oorreed en op haar ouderdom verlede jaar en op my ouderdom het ons besluit ons sit nou vir ons 'n tattoo op en ons kinders mag dit nie eers gedoen het nie. So ja, ons het elkeen 2 tattoos en sy sê nogal nou die dag vir my hoor ons is lid vir nog eenetjie dis tyd. Maar ja, dis wat min mense van my weet is dat ek 2 tattoos op my het. En ja, so ek en sy verken graag die wêreld. My broer is in Pretoria. Hy is nou pensioen. Hy was al die jare in die gevangenisdiens en hy het vir my ook baie inspirasie gewees. Weet jy, hy's vroeg uit die skool uit weens omstandighede. Hy het so ver gekom in die gevangenisdiens. Hy het sy matriek geskryf, hy het sy BCom graad. En hy het, ek weet nou nie wat nou mense al hierdie range nie, maar hy het redelik hoog geëindig. Ek kan altyd opgekyk het na hom toe en sê, by hom kon ek iets leer. Hy is vandag 'n pensionaris en ja, hy het 'n beroerte gehad 'n paar jaar terug. En dit moet vir hom baie moeilik wees. Hy sit nou basies, hy kan nie meer bestuur nie, hy kan nie aan die kant van sy oog sien nie. En dis sulke dinge wat 'n mens laat besef, sjoe, 'n mens se lewe loop nou reguit en skielik dan verander dit vinnig. My een suster is oorlede nou Julie maand
en dan my een broer het ons verloor. So dis nou net ek, my suster en my een broer wat ek ook maar min sien want hy is in Pretoria. Nou weet julle ook baie meer van my. Bietjie van my agtergrond, wie ek is, waar ek vandaan kom. Ek wil ook baie graag hê dat julle kommentaar onderaan die video moet sit, ook met idees van waaroor wil julle hê dat ek moet gesels. Ek gaan ook vir julle 'n kans gee elke week, gaan ek van julle se vrae beantwoord en julle is welkom om vir my te inbox. Julle kan anoniem bly en dan sal ek elke week in die video sal ek gebruik om vir julle vrae te beantwoord en 'n bietjie met julle te gesels oor topics wat julle wil hê ons moet oor gesels. Baie dankie dat julle na my geluister het. Moenie vergeet om my like knoppie te druk en te share nie. Ek stuur al my liefde en positiewe vibes vir julle. Al my liefde. Lekker dag. Verhale moet ek ook stop. Wat ek met julle wil deel. Okay, wag, ek my kop reg kry. En ek dink dis tyd het nou. Ek moet nie ophou om my kop so te sit. Ek het lank baie groot dit onneem. Kun jy daai uit